The black flags in the kibbutz, it means you were murdered the 7th of October. You will see many yellow flags. Those were my family members that were kidnapped. When it's written in blue, you were released. When it's written in red, you were kidnapped and you were murdered by the terrorists in Gaza. When it's with black, you are still kidnapped in Gaza. We in the kibbutz had 76 of the 240 that were kidnapped. Today we had a funeral for 13 Eliyahu Margalit. And now we have only 3 left. Ronen Engel, 'n voormalige inwoner van die Nir Oz kibbutz in Israel wat tydens Hamas se terreuraanval op 7 Oktober 2023 gijslaar geneem is om 12:00 vanmiddag begrawe. Sy oorskot is vroeër die week huis toe gebring en met DNA-toetse geïdentifiseer. Lita Lifshitz is een van die mense wat die begrafnis bygewoon het, die soveelste wat sy die afgelope paar weke bywoon. Sy was, net soos Ronen, 'n inwoner van die Nir Oz kibbutz en het hom en sy gesin goed geken. Inteendeel, in die klein gemeenskap van 400 mense het almal mekaar geken. Voor die aanval was Lita se werk om na die bejaardes van die kibbutz om te sien. Op die tragiese dag van die aanval was Lita in Tel Aviv. Die nuus van haar bure, vriende en vriendinne, familielede, kinders en bejaardes wat vermoor en gijslaar geneem is, het haar stuk bereik. 2 jaar na die aanval ontvang Lita van tyd tot tyd groepe wat die kibbutz besoek. Sy vertel dapper die verhale van die mense met wie sy haar lewe gedeel het, sodat hulle nie vergeet sal word nie. Nir Oz was een van 22 kibbutze wat die dag aangeval is. Die eerste linie verdedigers, paas, oupas en jongmans, is eerste buitentoe om vuurwapens te kry, toe hulle besef dat gevaar dreig. Hulle is almal voor die voet deur sluipskutters afgemaai. Hierna die aanvallers gasverbindings aan die huise gesny en aan die brand gesteek. Talle huise is deur die gasontploffings in puin gelê. Inwoners van die huis het gevlug na bombestande vertrekke in hulle huise, maar, sê Lita, die vertrekke is bombestand, nie terreurbestand nie. As I told you, it's only made for rockets. It's not made for terrorists. Die aanvallers het bomskuilings se deure oopgeskiet en die wat binne geskuil het, doodgeskiet, aangerand of gijslaar geneem. We're not strong enough to open the handle, so they shot, and he had to leave the handle. And here you can see it's blood. All this is still it's blood. Van die 400 inwoners van Nir Oz is 65 vermoor en 83 gijslaar geneem. 4 van die gijslaars kon daarin slaag om te ontsnap op pad na Gaza en 3 is op pad daarheen vermoor. Onder die gijslaars was die 9 maande oue Kfir, die jongste gijslaar van die tragedie, en die 4 jaar oue Ariel. Albei kinders is vermoor. En dis maar net die verhaal van een van die 22 kibbutze wat aangeval is. Intussen het opruimwerk begin om die ruïnes van huise in Nir Oz, waar boeke, teddybere en breekgoed tussen die rommel sigbaar is, te sloop en te verwyder. In een area word nuwe huise reeds gebou. Vrywilligers is by die werk betrokke. As jy vir Lita vra of sy eendag sal terugkom Nir Oz toe, as die opbouwerk afgehandel is, huiwer sy nie. Ja, sy sal, sê sy. Dis haar huis hierdie, die plek waar die volgende generasie kinders grootgemaak moet word en moet leer dat die lewe mooi en goed is en dat daar altyd hoop is vir 'n toekoms.